seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, weer eens hartlik welkom saam met my Andries Besuitnout by ons program Jesus doen dit weer, waar ons aangaan met ons suster Hannelie se getuienis wat die Here besig was om vir haar te doen in die verlede, nou nog steeds en in die toekoms gaan doen. So ek wil hê, kuier saam met ons, geniet dit saam met ons, want daardeur word God verheerlik. Hannelie, kom ons gaan aan. Okay. So, waar was ek nou gewees? Waar die Jy het jou fokus heeltyd op die Here gehou. ja, wat is in die krisis, finansiële krisis en verhoudinge krisis, kinderkrisis en Jesus geef vir my, en ek onthou in Desember, my tannie het my gebid, in Januarie kry ek 'n oproep en ek kry 'n werk. En om waarheid te sê, dit was nie maklik nie, dit begin werk en dit was moeilik, maar die presiese bedrag wat God, met die Here gepraat het ek gekry, dis vir as salaris. Maar die Here het my, toe het ek besef, elke gebed wat ek gebid het die Here gehoor. Letterlik gehoor. Want nou was 'n stadium wat ek gevoel het die Here hoor nie my gebede nie. Nou, ek wil net gou, ek het ietsie uitgelaat, ek wil toe ons met die tyd wat ons nou van by die opgewerk het, voor ons alles nou nog geweet het wat alles voor lê, opgewerk het, ek het dit nou vergeet, het ons was ons altyd sonder werk was, het ek ook 'n depressie geslaan. Soos dit was net donker. En ek onthou 'n vriendin vir my, daar was 'n kamp gewees, 'n vrouekamp, en ek sê van nou, aan, gaan. En jy weet, is nie so voorbij jy nêrens heen gaan nie, maar ek is weg. En ek onthou die dag, ons het geloof en geprys, en ek kon net nie ophuil nie. Ek was net, dit was donker vir my. En Jesus, ek onthou spesifiek, weet hulle profetiese woorde daar van vrouens, en ek staan daar, en ek sê vir die Here, en hier in my roep ek uit en neer. Ek sê, Here, wat van my? Nee, en ek draai om, en ek gaan sit een kant, en seker nie 2-3 minute later kom 'n vrou na my toe, sy sê vir my, toe jy net om ek daar gestaan het, toe sê jy vir die Here, wat van my? En ek begin huil, want ek besef die Here het my gehoor. Ek bedoel, niemand weet wat tussen my en die Here daar gebeur het. En sy sê vir my, die Here sê ek moet vir jou sê, en die Here, dit was my so altyd amazing, hoe die Here begin ons verduidelik hoe lief hy ons het. Hoe hy my weer vir my bevestig hoe lief hy my het. En dit is hoe die Here almal lief het. En hy sê hoe lief hy my het, en wat hy alles vir my gaan doen, as ek by sy voete bly. Wow. En hy noem my man en my kinders, min het ek geweet wat alles voor lê. En baie van haar getuienis, ek bedoel, baie van my, van dit loop ons nog. En daar's daar wat, en dan, wat ek nog steeds in daai getuienis vashou. Want ek weet, die Here sal volbring wat hy, en hy het daarna soveel ander woord na ons toe gebring, mense wat ons nog geen kan ken nie. So, lang stories kort te maak, so het ek die Here my begin leer, ek sê die eendag vir die Here, ek werk naweke. Gewoonlik op naweke kursusse, hoe gaan ek meer leer, weet, behalwe, ek het nie gedink die Bybel gaan my baie kan leer nie, as ek het so kan staan, vir een van die rede gedink, mense moet my leer, en die Heilige Gees sê van, ek gaan jou leer, nee, en ek begin toe met my Bybelstudie, en op my eie, en die Here begin my leer in drome, en as al die drome is dit gewoonlik, maar dit is nooit visies nie, is altyd beeldspraak. En hy begin my leer in drome, en ek onthou my eerste, op daai stadium het ons het nie by ons huis in die strand gebly nie, ons het op daai stadium in Stellenbosch area gebly, en ons het die, soos ek al vroeër gesê, van die winkeltjie, en die winkeltjie het ons by 'n staatsinstansie die gebou gehuur, en my sussie kon 'n beter werk kry, 'n beter inkomste, en hier sit ons met die winkeltjie, en ek sê, Here, wat gesmaak, ek bedoel, daar is ek is van albei werk,
Maar die Here maak altyd 'n plan. Ek kon toe in die week daar, en ek is Stefan is benede, ons toe in die week, en naweek is ek by my werk. Maar dit is moeilik, want jy werk 24/7, en ek bid, en ek sê, Here, ek moet hierdie plek verkoop kry, want ek het destyds geld op my verband geleen, om die plek te begin, so ek wil graag die geld terug in my verband sit. En so het dit toe gekom dat, die Here stuur vir my koper. Die spesifieke dag wat ek moet sê, ek kan nie meer nie. Ek wil net vir jou vra, het jy die besigheid ooit geadverteer? Nooit nie, nee, Wow. glad nie. En die Here stuur vir my koper, en spesifiek daai koper het nie, maar hy stuur vir my volgende koper, en vir een of ander rede stel daai koper verskriklik te belang. En so het reël ons alles, en ek reël met die staatsinstansie vir die huurkontrak, en die volgende oomblik kry ons 'n brief van hulle, ons moet die perseel ontruim. Dat, hy gee ons huurkennis, ons moet die perseel ontruim. Ek sê vir hom, wat gaan nie aan? Ons is meer as 10 jaar al daar. Ons is ook 'n posagentskap vir die plaaslike gemeenskap gewees, wat daar's posbusse. En soos ek sê, is net hierdie teenstand wat ons heel te kry. En ek weet nie wat om te doen nie, ek kan nie, hulle dreig ons met die staatsprokureur, en ek sê vir hom, ons het nie geld om dit teen te staan nie. En ek gaan na die Here toe, en ek sê, Here, wat moet ek maak? Wat moet ons maak? En ek sê van, ek gaan spesifiek daai tyd die Here my by 'n selgroep geplaas, en hulle is sterk profeties gewees, die groep, en ek het 'n klein groepie daar spesifiek, ek het niemand oor dit gepraat nie, net ek en Stefan, en die Here het geweet wat aangaan, en ek het 'n klein groepie, en hulle sê vir my, hulle sien hoe die Here in die gees vir hulle wys, hy staan 10 penne vas, ek moet nie bly staan, die Here gaan vir my beklei, vir ons beklei, en so het ek, aand vir aand, as ek van die werk afkom, elke aand, het ek gekom, en die kamerdeur toegemaak, ek het 'n CD aangesit, en begin prys en worship. Dit was my war. Ek het geprys en worship van 3-4 maande, tot die deurbraak gekom het ek aand vir aand ingestap, en in hierdie prys en worship, het die Here, in die begin kon ek nie, ek was so moeg, want ek was nie gewoond om dit te doen nie, maar so die tyd aanstap, het hierdie spier van prys en worship geoefen, en hoe die Here my begin vrymaak het in my kamer, in prys en worship, hoe hy my deliverance gegee het, en hierdie mense, vir een of ander, dieselfde wat gekom het om te kon koop het, toe moes dit nou gebeur het, het hulle nie meer belang gestel nie, en vreemd genoeg, die Here stuur hulle weer. Hulle was moslims, van geloof, en die Here stuur hulle weer, en hulle wil die winkel koop met alle geweld. Ek sê vir hulle, maar besef julle nie, wat die situasie is nie. Want hulle kan nie verstaan, ons is dan nog steeds daar. Ons het dan nog nie gegaan nie. En staatsprokureur, ons het 'n tweede brief gekry, en die Here sê, man, ek bly net prys en worship. En ons bid toe nou weer, ons vraag weer, dieselfde, ons, die leiers toe, in daai selgroep, en hulle sê vir ons, die Here wys, dat hy, ons moet laat gaan. Dit is wat hy vir ons in plek gesit het, ons moet laat gaan, want ons voel dan al skuldig, ons kom hierdie mense nou daarna, en die Here sê nie laat gaan, en ons stel al die kontrak ook so op, en die prokureur kontrak opstel, hulle is bewus van alles wat aangaan, daar is nie hier kontrak nie, hulle sê hulle sal self 'n kontrak beding met die staat, en ek het dit gebid, ek sê Here, laat hulle dat, wanneer ons dit alles gebeur, wees ook hulle goedgesind, dat hulle, en die Here is hulle goedgesind, ons nog steeds daar. So het God vir ons, dat man die vyand wil weer kom steel, want ons was al baie, finansieel baie beroof, en die Here vir ons, het hy die oorlog vir ons gewen, en nou het ek geleer, die Here gaan ons vooruit, dat daar is oorlog wat jy nie kan wen nie, jy kan probeer, jy kan jou beste plannetjies maak, jy kan hoe beraam, maar as God nie in dit is nie, jy is net menslik so ver in staat, maar in die gees, die Here beklei vir jou, hy gaan jou vooruit, en al wat ek moes doen, is prys en worship, en by sy voete bly, en gehoorsaam wees, en ook in sy leiding, verkoop nou, laat gaan, en so het hy vir ons woord gegee, ons terug huis toe, want het is tyd vir herbou, het is tyd vir die stukke optel, en weer heel begin maak, en soos ons huise stukke opgetel het,
het ons stukke ook opgetel. En die het ons die woord gekry, 'n baie sterk profetiese woord ook gekry van internasionale profeet wat vir ons gesê het, vir ons presies gesê wat in die oomblik aangaan in ons lewens, so ons het geweet presies. Dit is altyd my so amazing, wanneer die Here vir ons woord gee, het hy klaar goed in ons hart bevestig. En hy gee ook the word of knowledge, dat ons weet, is hy wat praat. En hy vir ons, en die Here gekom, en ons begin help bou aan ons stukkende lewe. En ek onthou daar het die Here gesê, spesifiek vir Stefan gesê, hy gaan vir 2 jaar nie werk nie, want dis tyd vir herstel, en hy wil vrede in ons huis bring. So, die Here het Stefan het in die huis begin werk, en vreemd hoe die stukkie vir stukkie van die huis, het die Here in ons ook gewerk, en die Here het my daadwerklik in drome, skielik, geweldig in drome begin leer, en goed begin wys, en so breek COVID uit, en net na COVID het Stefan gekom met dit tyd soos Stefan, en ek begin werk, die 2021, dat ek begin dink, as ek reg kan onthou, en toe kry ons COVID, ek en hy, maar laat ek net gou in COVID, dat hy my swaar kry toe COVID, en ek het ingetree vir almal daai tyd, en ek het skrikkel, omdat ek in 'n landbou is, het ons bly werk, niks het by my huis, of by my verander nie, ek moes nog steeds werk, straat is stil as jy deur, so ek prys en ek worship, en ek bid, en vir almal, en my swaar kry COVID, en ek onthou, hy was baie ernstig, en die spesifiek vir hom, en ek vas, en ek bid, en die Here wys my, in 'n droom, of met 'n innerlike visie, wat ek wakker word, 'n nommerplaat, met 'n 39 op, en is 'n swart en wit nommerplaat, en ek vra vir die Gees, wat beteken dit, en hier is by my straps, you are healed, Amen. en ek vra Here, maar hoekom 'n nommerplaat, hoekom kies jy 'n nommer, en ek het al die Here geleer, as hy vir my iets spesifiek soos 'n nommerplaat, of 'n naam gee, daar's 'n betekenis, hy wil ek meer weet, en die Heilige Gees sê vir my, it's all registered in my name. Wow. En ek wil sê, ek bedoel, en ek spel my sê, ek sê, Duif gaan gesond wees, moenie worry nie. Die Here, Duif het sy genesing klaar ontvang. En ek wil, en sy dogters, sy een dogter is ook 'n baie sterk gelowige, Tiffany, en in die hele kerk, ons het almal gebid, en ons selgroepe en almal het, maar God het daadwerklik opgedaag, en werklik genees, en Duif het 'n amazing getuienis ook daarna gehad, maar so 'n bietjie fast forward, en toe kry ek 'n Stefan jare na ons COVID, en ek onthou, ons was, en ek sê, Here, hoe is dit moontlik? Ek verstaan COVID te kry nie, ek verstaan nie, en ek ervaar hierdie absolute woede in my, absolute woede, en woede kom gewoonlik uit vrees, so die wortel daarvan is gewoonlik vrees, en ek sê, Here, ek verstaan nou nie, ek wil, hoekom, maar hoe die Here my in daai tyd, in my COVID-tyd, kom leer weer eens, dat hy is met my, al gebeur hierdie goed, hy is by ons en met ons, en hoe sy vrede oor my absoluut kom, en vir my net bevestig, dat al kry jy COVID, ek is met jou, no weapon formed against you will prosper, Amen. Nee? En na COVID, Stefan het weer het begin werk, en hy het al gewerk, maar toe hy nou weer kon terug gaan werk toe, en dit gaan moeilik. Ek weet, Stefan is 'n ervare agent eintlik op gewees, het al jare in hy in eiendome was, en niks gerealiseer nie, niks. Alles, daar's transaksies, maar niks daar. Jy kan duidelik ervaar ons, hierdie is 'n geestelike ding, niks wil gebeur nie, dit kom by 'n punt, en dan val ons uit mekaar uit. En ons begin bid, en ons sê, ons weet, hierso is iets nie reg nie, en ons gaan weer met ander geest, ander kennis van die Here en geestelike huis, en ons bid saam met hulle, en ons begin, die Here lei ons, dat ons bid vir ons families, want hy is altyd die oudste van ons altyd se familie, so ons begin, net repent, vergifnis vra van wat ook al is, wat die Vader die reg gee om ons te verhinder, en wat hierdie hindernis bring, en ons vra vir die Here,
En dit was, weet jy, ek weet nie, maar ek dink, dit was nie letterlik 4 weke, 2 weke, het die Here Stefan, iets het net gebeur, maar die skatkis van die hemel, die het oopgegaan, dit is soos letterlik, en ek onthou, daar was 'n woord wat die Here sê, dit is 'n timing, daar's 'n tyd wat sy deur sal oopgaan, en die Here bless Stefan, ek dink dit is iets soos 25 transaksies in 6 weke. Sure. Is onmoontlik. Is onmoontlik. As praat jy van individuele transaksies, is absoluut onmoontlik. Stefan kon nie eens byhou nie. En dit het natuurlik ons ook gehelp, daai stadium, om weet ons lewe in ons stukke ook te begin aan mekaar sit en herbou, en hoe die Here ons stukkie vir stukkie afneem. Maar die Here het ons ook geleer in hierdie hele proses om te saai. Hy het ons geleer ons tiendes, op hom te vertrou. So, dit het hy my geleer om van die oomblik te begin werk, en ook ek vir amazing mense, wat ook amazing kinders van die Here. So, die Here plaas mense rondom jou, solank as wat jy die Here, laat ek so sê, ek het geleer om die Here te soek, 'n verhouding met hom te hê, nie vir wat hy vir my kan doen nie, maar vir wie hy is. Hy is die beste vader wat ek ooit kan hê. Hy is die beste pottebakker, een wat my sal slyp. En hy weet presies hoe om my te slyp, hoe my te vorm. Hy weet presies hoe om met my te werk sonder om my te beskadig. Hy weet presies hoe lank om my in die vuur te hou, sonder om al die vullis uit my te brand, sonder om my seer te maak. En so die Here my begin leer, ek kan sy stem hoor. Want 'n mens, wanneer jy hierdie pad begin stap in die begin, dan woon die Here, ek vir vra, Here, kan ek jou stem hoor? Jy sê, jou skape ken jou stem, maar kan ek jou regtig hoor? En maar ek moes die tree gee, sê Here, okay, ek wil jou toets. Kan ek jou hoor? So begin ek bid dan vir iemand, en dan sê ek, Here, wys my iets omtrent persoon waarvoor kan bid, en so begin die Here my leer, dat ek hoor sy stem. Deurdat ek na die persoon toe gaan en sê, dis wat die Here my wys, dit is wat ek besig om te doen, en ek vra vir die Here om my te leer of sy stem hoor, dat ek sy stem kan identifiseer, tussen my gedagtes en hom, en dan reveal die Here vir my iets van haar persoon, en dan, bijvoorbeeld soos die een persoon, is Psalm 139, was haar gunsteling Psalm, en ek wil dit sê, ek nie weet sy gunsteling, ek sê, Here wys my die Psalm, en sy sê, dit is my gunsteling Psalm, en hoe die Here vir my nog goedjies, en wat dit ook, wat als my so amazing is, wat die Here vir my leer hy ook, met die mense met wie ek dan kontak het, hy bou ook hulle geloof in die proses, want hulle sien dit nou ook nou, dat die Here is regtig betrokke in ons lewe. In elk geval, is het net nog tyd? Ja, hy is regtig betrokke in ons lewe, en hy is daadwerklik hy is nie net soms daar nie, hy is elke dag daar. Amen. En so het ek wel die Here my die pad van, so het hy my begin leer van die pride wat in my is. Ek het nie geweet ek het pride. In Afrikaans het ons die woord vir pride. Trots is nie pride nie. Dis ek kon nie verstaan. Dis hoogmoed. Ja, ek dink dis hoogmoed. Okay. Is hoogmoed die regte woord? Okay. Ek weet nie, goed. Dit wys my maar net. Want ek het altyd ek het nie besef dat pride, ek dink is nie in die lig, weet, daai tipe houding, jy dink jy is dalk 'n bietjie beter as iemand anders, ek het altyd gedink, dis maar dit, maar toe wys Here, nee, my kindjie, dis nie dit, nee, die pride is daai stubbornness, pride is daai hardkoppigheid van jou, daai hardkoppigheid om nie te wil verander, en wat die Here my eintlik wys in 'n droom, wat eintlik gebeur het, ek is Stefan toe die aand so 'n bietjie, ek was moeg en ek kom, en dit is half, ons het nie beklei nie, ons het so 'n bietjie van 'n woorde, en ek gaan sommer kamer toe, en ek maak klaar, en ek gaan slaap, en dan toe droom ek, en die Here wys my, en dit is my so amazing hoe die Here ons leer, op daar stadium kon ek nie my baie keer, ek kon van my drome nie altyd verstaan nie, daar is van hulle nou nog, wat ek nou eens begin verstaan, en hoe die Jesus my wys dat,
Hy sê vir my, wat hy vir my eintlik gewys het is, ek het, iemand het my gesê van die Dream Dictionary, en ek het toe op daai stadium gekoop het ek net wat skriftuurlik is, met ander woorde, woorde, wat dit beteken in, according to, volgens die woord, en het geef jou skrif en so. So, om my net te help, en ek sê te vir Jesus, ek gaan nou die boek, en so, dat ek beter kan probeer verstaan, wat ek het baie so geleer, geweldig baie, en het my die woord, ek het baie woord so ingekry ook, en toe, daai spesifieke aand, ek droom, ek is Stefan Stap, en daar sê die boks met die 3 katjies, 'n mamma kat, spierwit mamma kat met lang hare, en sy het hierdie spierwit klein katjies, 'n swart katjie, en op die damwol is daar verskeie groterige katte, maar almal gaan lê om te slaap, maar die een gemer, so jonger kat wat ook net gaan slaap. En dan kom 'n veearts aangestap, en ek word wakker, en Jesus sê vir my, wat Jesus my daardeur geleer het, is dat katte is pride, in Egypte was katte van die woorde gewoonlik pride in die Bybel, en die swart is hy stubbornness, is daai, en wat Jesus my sê, jy prys my met jou lippe, maar jou hart is ver van my, nee, jy hoor wat ek jou sê, maar jy wil nie verander nie. Nee. Jy wil nie die daad by die woord. Yes, die aksie, ja. en ek het nie eens geweet, ek het praat in my nie. Ek was so geskok geweest. Ek was regtig geskok. Ek wil, en jy het eintlik hard met my nou gepraat, dus, en dit het my nogal geskok. Ek het nie besef, ek kon net repent, dus hier, ek is jammer. En ander repent, want ek besef toe, ek het daadwerklike, niks gebeur oornag nie. En dit wat mense verstaan ook, wanneer God jou vry maak, hy verwag nie van jou, dat nou, jy eerste plek kan jy nie van jou ou lewe, of jou ou mens, die goed hier in jou, wegstap, sonder die Here se hulp nie. Amen. Jy het hom nodig. En hy verwag, so hy sê nie, kom, wees perfek, en kom dan na my toe, nee, hy sê, kom, met jou, al jou gemors na my toe, sodat ek nou met jou kan werk, dat ek jou kan was en skoonmaak, dat ek jou kan leer wie ek is, wat my karakter is, en hoe ek jou wil vorm, en hoe ek wil hê, jy moet lyk, en dit is om meer soos hy te lyk. Ons Vader wil hê, ons moet meer soos sy seun Jesus lyk. So, en die Here het my begin leer toe, dat my hart, en ek onthou toe ons, dat die kondisie van my hart, en so het ek een aand ook 'n droom, maar die Here vir my sê, die kondisie van ons harte is ons beskerming. Sure. Nee. En dit is, want as ons hart, ek sien 'n hart as 'n plaas, ons hart, dit is vir ons denke, ek bedoel, as ons mediteer op die vyand se, as ons 'n denk kry, en ons vat en ons begin mediteer op die vyand, dit is 'n denk, wat nie in lyn is met die Here nie. So as ons sê nie sy woord ken nie, hoe kan ons weet, hoe kan ons daai denk, aan waar meet ons dit? Ons het woord nodig om dit te meet aan. En daarom is dit so belangrik, en die woord is lewendig, en ons het daai woord nodig, en die woord is wat ons vry maak. Die woord is die enigste waarheid, dis die truth, dis die enigste waarheid. En ons moet dit ons fondasie maak. En ons moet nie woord by mense, en luister na die prediker, en ek praat van, gaan self na die woord van God toe, na die Bybel, en begin, en die Here gaan jou begin wys, as jy net begin, kom die Here, en hy kom help jou, en hy openbaar goed in jou, in sy woord, en so die Here my begin leer, en ek my begin wys, dat hoe belangrik die kondisie van ons harte is, en dat hy moet betrokke wees, in die skoonmaak daarvan, want ons kan dit nie op ons eie doen, nie. En om my waarheid te sê, so die Here met my kom vra, ek kom in 'n ou kind droom, het my gesê, kom vang vis saam met my, en ek sê, Here, maar ek kan nie vis vang saam met jou nie, ek het hier die tools nie, ek weet nie om vis te vang nie, en die Here sê, maar ek het nie gevra, jy moet gaan vis vang nie, kom vang vis saam met my, en ek besef, dat visvang is nie op jou eie nie, visvang is saam met Jesus, antwoord, ek hoef, hy gaan my nou leer om vis te vang, en so het die Here toen die pad opgemaak, het ek begin, die gereedskap ook begin kry, om dan nou om te kan begin dink aan visvang, maar
in ons hele proses wat God met my begin werk het, en my herstel het, en my begin genees het, en hierdie seer in my begin wegneem het, en my hart begin skoonmaak het, en begin leer het wat is regtig belangrik, en my begin leer het om te volhard, ek weet nie, het is nog tyd, en my te volhard, en dat is ook, dat die woord wil, dat hy ons ook leer om te vas, dat vas en gebed, dit is om ons spiritman te bou, ons gees te bou, so ek het geleer om te vas, en ek het geleer, dat vas en gebed en woord, maar daar's 'n stadium, wat ek, dit begin amper half maklik word, om te kan vas, en weet jy, en ek weet nie meer kon skielik vas nie, en ek kon nie, en ek sê, Here, ek verstaan nie, wat gaan aan, ek bedoel, kom, en Jesus sê vir my, obedience, gehoorsaamheid, my kind, gehoorsaamheid, help nie, ek vra nie sacrifice nie, gehoorsaamheid is die hoogste offer, Amen. en ek kon net sê, Here, ek is jammer, ek is so jammer, dat ek, help my om dit te kan doen, help my om gehoorsaam te kan wees, help my om hierdie pad te kan stap, want nooit het God ons beloof is 'n maklike pad nie, en ons stap nog deur 'n goed pad, ons nog steeds God vertrou en hoop voor, en so het die Here eendag hoor ek is besig aan die werk, 'n Vrydag, en ek hoor Saterdag mesig af het 9, en ek dink, waar kom dit vandaan? En ek steur my nie, want ek is besig, en ek moet nou goed gaan doen, en die Maandag weet ek my kospakkie gou was na ete, Saterdag mesig af het 9, en toe die Here my aandag, en ek dink, Here, wat wil jy vir my sê? En ek kon nie, en vir 'n oomblik, ek kon nie lekker verstaan, ek kon nie eens die name behoorlik uitspreek, en op daai stadium nie, en ek vra weer, Here, ek waar, en ek kyk gou 'n bietjie, en ek kon, Daniel, en Saterdag mesig af het 9, en die Here vir my sê, ek is by jou in die vuur. Sure. Jy is nooit alleen nie. Ja. Nee. So, en wanneer ons uit die vuur kom, sal ons nie 'n stink na die vuur nie. Amen. Amen. So, ons sal altyd, die Here beloof ons nie 'n pad wat maklik is nie, maar hy beloof ons, hy is altyd by ons. Sure. En hy sal met ons altyd die pad bly stap. En dan kom tye wat hy ons 'n kans gee om, wat net is van vrede, om waar ons net asem weer kan haal, en herstel, en krag kan, krag te herbou. En dan bring hy weer so ons volgende ding oor jou pad. Maar elke keer is dit om jou karakter te bou, en om jou nader en meer van hom, om nader hom te bring, en meer van hom te kan leer. Maar ook, om ander te kan bemoedig, en te vertel, dat dit maak nie saak wat voor lê nie, maak nie saak hoe die omstandighede is, maak nie saak wat se situasie is nie. Die Here is meer as genoeg. Het is nie chariots and horses wat jou deur dit gaan kry nie. Dis not by might, not by power, but by His Spirit. Amen. Weet jy, ons tyd is weer op hande, ons gaan nog een doen, ons is nie klaar nie. Ek wil vir u sê, baie dankie vir die saamkuier. Dit is so lekker as ons hoor hoe God besig is om te werk. Weet jy, sien jouself, dat hy is daar as die pottebakker, en hy is besig om ons te verander. Dit is net wonderlik. Annelie, baie dankie. Ek gaan die groet tot volgende keer. Ons gaan aangaan. Ons groet in die wonderlike naam van Jesus. Totsiens.